Johan, Môre Isak. Afrikaners in smartvrate en slagofferstatus is dit word alles nou teen die Afrikaner gegooi deesdae. En ek sien nou Lindy Koorts het 'n artikel geskryf oor die dopper agtergrond van Afrikaners en Piet het gister in 'n rapport daaroor geskryf, so ons gesels vanoggend daaroor. En my vraag sommer soos wat ek ook aan Andre gestel het, is dit so? Is Afrikaners 'n klomp slagoffers? Speel hulle slagoffer? Nee, Isak, ek dink die definisie van iemand wat slagoffer speel is iemand wat op sy verliese teer om simpatie te soek en eintlik passief is. Ja, dis wat ons sal in die volksmond sal ons sê, ja, daai ou is 'n vreeslike slagoffer. Hy kry homself net jammer. Die feit van die saak is dat ek dit so stel, ek dink almal in Suid-Afrika is slagoffers van swak beleide waaraan ons die afgelope 30 jaar onderwerp is. Ernesta Madrulak het gister 'n rapport, 'n baie mooi getuienis uit haar breinperspektief gelewer van hoekom dit so is. Die vraag is, wat doen ons hier aan? Watter planne maak ons? En daar's verskillende antwoorde daarop. Met solidariteit het nou een antwoord gegee, maar daar's baie antwoorde daarop. So, wat ek wel dink is, daar's iets werklik pervers daaraan om te dink as dit met mense betreklik materieel goed gaan, is hulle nie slagoffers nie. Ek het onlangs in 'n artikel en rapport gesê, die vraag is nie hoe goed dit met ons gaan nie, die vraag is, hoe goed sou dit met ons gegaan het, as ons nie met hierdie waansinnige beleide gemaak gehad het, en hoe goed sou dit nie met almal in die land gegaan het nie. Dis vir my die belangrike ding. Ek sê altyd, ek het so 'n ding wat ek altyd gesê het, en ek wil dit nou sommer by jou toets, en kan ons dit dalk, kyk, ek is mos nou nie 'n vreeslike filosofiese mens nie, ek sê eintlik so, jy kan dit nou filosofies ekstrapoleer van hier af nie, maar ek sê altyd nie, as jy gaan kyk na die Afrikaner, dan het hy besondere hoedanighede, besondere kenmerke, waaruit jy kan put tot voordeel van die land. En as jy wil weet wat ek bedoel, is gaan hou hulle dop, wanneer hulle kyk, ek sien nou Lindy Koorts skryf oor ons dopper agtergrond en die kerk agtergrond en so, gaan hou hulle dop by 'n kerkbazaar. Daai vleistafel wat hulle reël en al die ander goede, as 'n besondere orde daaraan, wat jy nie noodwendig by ander mense sal kry. Ek praat, dit het niks met kleur te maak of met dit het met jou groep wees te maak. Maar ons besondere organisasie vermoë wat op die oomblik verlore gaan as gevolg van die klankie wat daar op die oomblik is daaraan om Afrikaner te wees en as sulks te identifiseer. Ja, kyk, Isak, in filosofiese terme praat Lindy eintlik van die Duitse sosioloog Max Weber se sogenaamde protestantse werksetiek. En wat hy eintlik baie eenvoudig sê is, in die protestantse tradisie word daar baie meer klem gelê as voorheen in die klassieke Christendom op dit wat ons in hierdie wêreld vir ons eie heil doen. En dit veroorsaak dat protestante 'n geweldige werksetiek ontwikkel, en dit is iets wat ons Afrikaners ook het. Ons is nie die enigste mense in die land wat dit het nie, maar ons is seker die groep wat dit primêr die meeste dra. En ja, ek het nie die artikel van haar gelees nie, Isak. Ek weet nie of sou die implikasie wees dat daar nou 'n probleem is omdat van die leierskap van Solidariteit hoppers is, of het ek iets daar misgekyk? Of wys hy dit maar net uit as een van die aandrywers, sal ek wou sê? Nee, dit gaan daaroor, die opskrif is The Doppers, A History of Punching Above Their Weight. O ja. En dan sit sy dit nou uiteen en dan eindig sy so, while Solidarity's religious and political origins lie on the periphery and the right wing of the Afrikaner spectrum, it is at pains to present itself as the Afrikaner mainstream. Critics of the movement are frequently dismissed, not on the basis of rational argument, but by labeling the said critics' view
possible as they juggle their membership numbers to make themselves seem larger than they truly are. En dan sê hy ook, over the past decade, anti-democratic right-wing networks have grown across Europe and the USA, and Solidarity wasted no time in establishing links with right-wing organisations in the Netherlands, Belgium and Hungary. So daar's weer daardie ding van om konservatief met regs te identifiseer. Isak, net uit wat jy nou gelees het ek omtrent 5 veralgemenings getel. Een daarvan is dat as jy solidariteit kritiseer, word daar gesê jy is periferaal. Waar is die bewyse? Wie sê dit? Ek bedoel, as mense in Europa in opstand kom teen politieke elites wat 30 jaar ten minste al beloftes maak wat hulle self verbreek omdat hulle in diens van oligarge is. Dis nie wat ek sê nie, is wat Emmanuel Todt sê, Frankryk se voorste denker hieroor. En hulle rebelleer en stig hulle eie party, noem jy hulle antidemokraties. Wie dink jy is jy? Is jou hande so skoon? Om te sê solidariteit is periferaal, as die doppers jou argument is hulle periferaal is, dan moet jy sê Breitenbach tel ook nie. Hy was nog ver meer periferaal. En kyk wat het hy gedoen vir ons selfbeeld en vir ons denke. Ek vind dit is net lagwekkend, dit is nie ernstige intellektuele gesprek nie. En dan, jy weet wat ek baie interessant vind, Isak, vir jare is die solidariteitbeweging dit ten laste gelê. Hulle praat nie namens ons Afrikaners nie. Hulle het nooit gesê hulle praat namens ons Afrikaners. Hulle gesê hulle praat namens hulle lede. Nou, dat hulle met groot sukses te doen, nou skielik word hulle ledetaal bevraagteken. So visie is so besig met verdagmakery. En my pleidooi in Suid-Afrika se openbare gesprek is nog altyd dood eenvoudig. Vanaf Julius Malema na die MK-party, na Solidariteit, na die ANC, hoekom neem jy nie mense net op sigwaarde, luister na hulle argumente en debatteer daaroor nie? Dis al wat ons hoef te doen. Dis waar demokrasie gaan. Dit gaan nie daarom dat mense uit die of daai politieke familie is hulle onaanvaarbaar. Weet wat? Dis regtig parochiale denke. Dis agterlik en dit pateties. Ek sê dit ook baie, maar nou doen ek ook die teendeel van wat ek sê. Ek wil nou nie vir Solidariteit en AfriForum verdedig nie. Dis nie nodig nie, maar dan doen ek dit eintlik. Maar ek sê maar altyd, jy weet nie, as daar mense is wat wil kritiseer, dan moet iemand tog seker die positiewe ook uitwys. En ons kan dit nou maar net sowel hier doen. Ek kyk altyd wanneer mense erg krities staan teenoor 'n beweging so Solidariteit en AfriForum, dan vra ek altyd maar, kyk gou wanneer hulle wegloop. Wat staan daar? Is daar bande wat brand en geboue wat afgebreek is en 'n klomp vernietiging wat as spore nagelaat word, of staan daar iets wat beter is, wat bydra tot die groter samelewing, selfs al sou dit dan nou in diens wees van 'n spesifieke groep soos wat Solidariteit baie keer opeis daaroor. Hoe dink jy? Natuurlik, Isak, die mense protesteer hoofsaaklik deur te bou. Dis so eenvoudig soos dit. En ek gaan dit weer hier seker al geskryf. Die Nasionale Party het geëindig as 'n koloniale party wat mag gesentraliseer het en die burgery verdeel en probeer verdeel en oorheers het as die teenstand te veel geword het. Die ANC is nou in hierdie land 'n swart nasionalistiese koloniale party wat niemand meer verteenwoordig nie, behalwe sy eie elite belange. En nou dat dit vir hulle begin warm raak, word daar sondebok politiek gespeel. Die feit is, daar het nou verlede week op Politics Web 'n uitstekende artikel verskyn deur 'n Engelssprekende joernalis wat ek nie ken nie, sy het so Italiaanse van, wat my nou ontgaan. Sy gaan kyk toe die onteieningswet aanvaar is hier rondom 2-3 Februarie. Hoe al die politieke partye uitgebars het daaroor, krities, hyperkrities. Die volgende dag kom Trump se uitvoerende bevel. En skielik blameer almal vir AfriForum. Wat se intellektuele oneerlikheid is dit? Want dit is, jy kan dit nie ernstig opneem nie. So, ja, wat moet jy nou daarvan verder sê? Ek het nou met André Dievenage ook so 'n bietjie hieroor gesels, en hy het nou vanuit sy politiek ontledende hoedanigheid het hy geantwoord. Ek sou nog graag so 'n bietjie met jou meer filosofiese onderbou vir jou wil vra na die vraag oor regs en konservatief.
Is dit 'n sonde om Kyk, konservatief te wees en hoekom word jy dan as regs geïdentifiseer die oomblik as jy jouself ja, konservatief posisioneer? luister Isak, kom ek sê so, Leopold Skols het baie lank gelede 'n mooi artikel oor geskryf. Hy sê in die Suid-Afrikaanse konteks wat dikwels parokiaal is. Ons dink ons is ingelig, ons is nie. In die Suid-Afrikaanse konteks baie dikwels in die ou bedeling, apartheidsbedeling, het regs beteken jy het die rasseprojek van die NP bly steun terwyl dit eintlik sy legitimiteit verloor het. Verlig of meer links was dat jy weer daarvan ontslaa raak. Dis meer as 35 jaar, 30 jaar in die verlede. Jy weet, en hier sit ons met kommentators wat nog met die goed werk asof daar nie intussen 30 jaar verloop het nie. Die tweede ding wat ek wil maak is, wat beteken konservatief? Dat jy kan baie inhoud daaraan gee. Dis om lief te wees vir jou eie, dis om behoudend te wees, dit is om dit wat aan jou oorgelewer is te kultiveer en voort te vat in die toekoms in. Wat is daarmee verkeerd? Ek bedoel, en as jy nou praat oor rasisme, niemand in die solidariteitsbeweging is strenger oor rasisme onder hulle lede as Flip Buys self. Hy het hoeveel keer op sosiale media wys hy dit uit. Ek bedoel, die ouens voer nie 'n rasdiskurs nie. Dis eenvoudig gek. Wat ook uitgewys moet word, dit het ek ook al geskryf. Ek wonder partykeer sou daar 'n Flip Buys gewees het vandag sonder 'n Thabo Mbeki, wat met 'n raspolitiek begin het in die laat 90er jare en 'n streep deur Mandela se versoeningspolitiek getrek het. En wat Afrikaners as 'n groep ook se verlede begin kriminaliseer het en wat mede-argitek is van 'n klomp regstellende beleide wat goeie bedoelinge miskien gehad het, soos apartheid, nê? Ja, ons kom nooit weg van die goeie bedoelinge nie, maar wat 'n hengse klomp diskriminerende en elitevormende gevolge gehad het. En jy weet die definisie van waansin is om dieselfde ding te probeer aanhou doen en te hoop vir ander resultate. Ons het dringend 'n gesprek nodig oor nuwe forme van regstelling wat almal insluit in die Afrikaners, wat 'n enorme, kyk wat het Rassie met die Springbokke reg gekry. Jy het een Afrikaner man van my en jou generasie 'n billike kans gegee. En hy praat nie eers oor kwotas of etniese spelers of wat nie. Hy het 'n inklusiewe briljante wêreldspan gestep. Dit kan gedoen word. Ons het nie hierdie uitgediende wetgewing nodig nie. Ons moet verder as dit dink. Dis al. Nou wil ek vir jou 'n vraag vra oor slagofferskap. Lê die ware slagofferskap nie eintlik by die groep wat sê toe rasisme toe nou nie meer sy byt gehad het wat toe dit nou oorwin is. Toe kom daar nuwe goed soos wit opperheersers, wit bevoorregting. Is dit nie tekenend van 'n groep wat eintlik maar die slagoffers is nie? Of nie? Ja, Isak, ek is nie seker wat die strekking van jou vraag is nie. Wat ek wel maar waargeneem het is dat in die Amerikaanse konteks het hierdie kritiese rasteorie sy kop uitgesteek. En selfs in daai konteks geweldige veralgemenings gemaak en gekyk na hoe lyk mense pleks om te vra wat sê mense. Ek bedoel, en dis nog 'n ding van die konservatiewe tradisie. Jy sien mense in konteks met hulle verhale wie hulle is. Jy praat nie met hulle in terme van abstrakte kategorieë nie. So ek vind of jy nou na mense verwys aan die hand van hulle ras of hulle klas of wat ook al, ja, dit mag miskien vir jou so bietjie help om sin te maak van wie hulle is, maar ek stel belang in wie is hierdie mense? Dis wat filosofe ook doen. Jy weet so, ek bedoel, ja, ek weet nie waar om te begin nie. Ek vind dit net gek dat in die Suid-Afrikaanse konteks jy sê nou maar die solidariteitsbeweging of sakelui van Stellenbosch wat duisende poste skep kan beskuldig van wilvaste en wit heerskappy. Waar moet jy begin? Professor Johan Rousseau aan die Universiteit van die Vrystaat wat so gesels, ek het 'n uitnodiging gerig aan Lindy Koorts. Ek sou baie graag met hom gesels oor die artikel. Ek dink sy maak 'n paar interessante punte. Dis nou daardie artikel. Doppers, A History of Punching Above Their Weight. En ek dink sy maak 'n paar geldige vertrekpunte wat die moeite werd is om oor te gesels. Ek sou baie graag met haar wil gesels.
ek wag vir 'n antwoord daarop. Johan, dankie dat jy intussen jou insigte met ons gedeel het. Altyd lekker om met jou te gesels. Ek sien die mense hier in die geselsboks sê ook so. So hopelik praat ons gou weer met jou. Dankie julle. Goed, beste. Professor Johan Rousseau wat so gesels.